Goeiemôre Radio Fynbos luisteraars. Ons lees vanoggend uit 2 Konings 6 vers 15. En toe die dienaar van die man van God vroeg opstaan en uitgaan, was daar 'n leer met perde en strydwaans rondom die stad. En sy dienaar sê vir hom: "Ag, my Here, hoe sal ons maak?" Maar hy antwoord hom: "Vrees nie, want die wat by ons is meer as die wat by hulle is." En Elisa het gebid en gesê: "Here, open tog sy oë dat hy kan sien." En die Here het die oë van sy dienaar geopen dat hy kon sien. En met eens was die berg vol perde en waans van vuur rondom Elisa. En hierdie is iets wat ek regtig ook wil by stil staan vanoggend, veral na hierdie Paasnaweek wat ons deur is, dat die Here regtig ons oë sal open, dat dit vroeg geopen sal word, vroeg wanneer ons in 'n stryd is, dat ons nie te ver in die stryd ingaan en moeg en moedeloos raak nie, dat vrees ons nie sal oorval nie, maar dat ons sal sien, wie by ons is meer as enige iets wat teen ons kan kom. Die gebed wat ons vir onsself en mekaar moet bid, dat ons kan sien wat Elisa gesien het, as ons omring is, deur God se perde, deur sy strydwaans, die geestelike riem, wat ons ook kan neem na plekke van oorwinning. Wanneer ons geestelike oë oopgaan, sal ons ook sien, dat alles wat met ons gebeur het, groot, klein vreugde, hartseer, wat dit ook al is, wat ons in ons siel ervaar het, dat die kleinste saak wat met ons gebeur het, so groot struikelblok kon wees, dat ons nie die perde en die strydwaans kan sien, wat in die geestesriem om ons is nie. Dat ons vanoggend sal stil staan by hierdie gebed: Here, open my oë. Wat ons uitkyk, kan beïnvloed, om baie meer te kyk, te besef, te bedink, wat in die hemel is, as wat op hierdie aarde is. As ons net die vyand se strydwaans sien, sal ons dink ons is op 'n plek van verloor. Maar as ons wat met ons gebeur begin sien, as draers, wat ons maar net na die volgende plek toe gevat het, waar alles vir ons ten goeie sal meewerk. Daarom wil die vyand met al sy mag en krag, dat ons self moet kyk, uit mense se opinies uit sy bril, waar hy soos 'n brullende leeu rondom ons loop, asof ons verloor. Maar dat ons weet, in Christus Jesus is ons meer as 'n oorwinnaar. Dat ons hom erken met leuns, dat hy die dief is, dat hy die mensemoordenaar is. Dat ons net sal weet, God is in beheer. Wanneer jy nou gaan bid, gaan die volgende gebeur, dat jou oë geopen sal word vir hierdie waarheid. Wanneer jy bid, is dit God, die Heilige Gees, wat met versigtiging vir jou intree, want hy ken God die beste. Wanneer jy bid, bid Jesus aan die regterhand van Vader vir jou. Wanneer jy bid, is God se 7 geeste ook daar om op jou te rus. Wanneer jy bid, is dit God die Vader wat die gebed verhoor. Wanneer jy bid, stuur God in sy opdrag engele om rondom jou te wees. Wanneer jy bid, raak vol van die Heilige Gees en sien dat jy nie hoef te vrees nie, want hulle wat vir jou is baie meer as hulle wat ooit teen jou kan kom. Jesus het nie een keer ooit verloor nie. Hy sal ook nooit verloor nie. En hy is by jou. Jesus, dankie vir u bloed, dat ek vanoggend die waarheid van u bloed kan erken en bely. Die oorwinning wat ek kan hê in u bloed. Dankie daarvoor. Dankie Jesus vir u liggaam, die oorwinning
van u liggaam wat my wonde genees het. Elke siekte, elke krankheid. Dankie Jesus, dat ek kan kyk en dat ek u kan sien, en Vader kan sien, en die Heilige Gees. Dankie. As u vir my is, wie kan teen my wees? Amen.